Kom ek sê vir jou vanaand, die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Ons leef van hom in die kerk. In die begin was dit nie versekerde is die Heilige Gees nie iets wat ons oor praat nie. Vir die charismaat is die Heilige Gees omval en hoendervleis en skud en ruk. Maar vir sekere van ons is hy ver meer. Ek het nooit die Heilige Gees geken nie. Inteendeel, as 'n kind was ek nooit in 'n kerk nie. Ek het nie geweet van kerk nie. So ek was nooit deel daarvan nie. Maar ek het 'n ouma gehad wat vir my gebid het. En sy het vir my gebid dat ek gevul sal wees met die Heilige Gees. Vir 19 jaar lank het my ouma vir my gebid. Oumas en oupas, papas en mamas, hou aan bid vir jou kind. Want my bedienings, die vrug van my bediening, is nie weens my nie, dis weens die gebede van my ouma. My ouma het vir my ingetree. I'm standing on the shoulders of a giant. En dit was my ouma. Sy was nie iemand wat baie bekend was in die gemeentes nie. Sy het agter gesit. Maar gelukkig een ding, ek was nou nooit my ma se gunsteling kind nie. Ek was nooit regtig my pa se gunsteling kind nie, en ek sê dit nou reg. Is regtig nie so nie. My sussie was alles. Ek was niks nie. En ek weet, Eloise, ek was stout. Ek was nie, ek was nog altyd 'n engel. Vertrou my. Trust me. Maar gelukkig een ding, Eloise, my ouma, ek was my ouma se gunsteling kind. Kyk, niemand het gelewe behalwe ek nie. Maar natuurlik nie, want ek is so nice. Maar weet wat, ek het een ding wat ek kan onthou, my ouma het haar hele lewe lank gebid vir my. Sy het vir my gebid om gevul te wees met die Heilige Gees. Sy het al van jongskind af, toe as 'n babietjie, toe was ek 'n siek kind. En sy het my opgetel in die hospitaal, daar in die kamer. Ek was nie gesond en sy het my opgetel voor die Here. Sy gesê, Here, maak my kleinkind gesond. En as jy hom gesond maak, dan gee ek hom vir u. Here, dan kan hy vir u werk. Mag hom 'n dominee. Julle, so waar as vet, toe word ek gesond. Maar wat ek nie geweet het nie, ek het nie geweet wat my ouma oor my gebid het nie, want toe sy vir my op jong ouderdom vir my sê, dat, Steven, wat gaan jy eendag word? Toe sê ek, man, ek gaan 'n brandweerman word. Toe sê sy, nee, jy gaan 'n dominee word. Toe sê ek, nie 'n manier nie, ouma. My lewensverhale is miskien wat hulle stories maak, maar dit is nie ek nie. En my ouma het aangehou bid vir my. En ek wil vir jou sussie, maak nie saak wat jou kind vir jou sê nie. Maak nie saak wat jou kind vir jou sê, jou gebed werk nie. Jy hou aan bid vir jou kind. Moenie ophou bid nie. Hierdie diep seun wat hier sit, het met alle geweld gesê, ek glo nie in gebed nie. Hierdie ding werk nie vir my nie. Gaan weg. En kyk wat doen hy nou vandag. Nie omrede ek oulik is nie, omrede gebed werk. Sê saam, my gebed werk. Vanaand wil ek met jou praat oor die Heilige Gees, dieselfde Gees wat my lewe ingegryp het, soveel jaar gelede. So in die middel van die 19de eeu, het daar 'n Britse aristokraat, Lord Radstock, in 'n hotel in Noorwe tuis gegaan, en een aand hoor hy hoe iemand onder in die gange op 'n klavier speel. En wat nou interessant was, dit was 'n vreeslike vals en onaangenaamheid. Dank, 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 dank. Wie het al gehoor hoe kleintjies op die klaviere sit en so maak? Okay, ons diens is klaar, ons kan huis toe gaan. Gewoonlik was hy 'n baie geduldige man, maar hierdie aanhoudende lawaai het hom byna mal gemaak. Ding, 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 ding. Maar terwyl hy kyk, stap daar 'n man. En hy gaan sit reg langs hierdie dogtertjie. Met elke toetsaanslag
bou hy akkoorde rondom haar klanke en skielik vir hulle asemrowende harmonie die hele hotel vol. Hy het haar foute of haar valsnote geneem en dit in iets ongeloofliks mooi verander. Later ontdek Lord Radstock dat die man wat saam met die dogtertjie gespeel het haar pappa was. Die bekende 19de eeuse Russiese komponis Alexander Boronin. Hierdie storie, wil ek hê dat jy moet weet, miskien voel jy vandag, jou lewe maak nie baie sin nie. Miskien voel jy soos 'n klavier wat nie weet hoe om gespeel te word nie. En jy denk, en al wat jy voel, jy is soos 'n klinkende simbaal. Maar ek wil vir jou een ding sê, jou hemelse Vader het die vermoë om in jou lewe in te stap. En dit jou onvermoë, kom hy en hy raak jou onvermoë aan. Dan maak hy jou vermoënd. Hierdie Heilige Gees wat ek oor vanaand wil praat met jou, is in staat om jou beter te maak. Is in staat om jou te vul. Hierdie Heilige Gees wat ek van praat, die Gees van God, was teenwoordig tydens die skepping, my liewe vriende. Wat die Bybel verklaar so mooi, hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis op die wêreld vloed. Die aarde was woes en leeg. Miskien is jy vanaand op 'n plek wat jy sê, Steven, in my lewe gaan dit woes. Op hierdie oomblik voel ek leeg. En ek weet al wat jy doen om jouself vol te maak, is jy gebruik pappa se kredietkaart. Ons weet mos, as ons kaart vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ek sien baie, ek het nou die dag 'n sakeman gehad, 'n sakevrou. Sakeman kom en hy sê vir my, Steven, my vrou is besig om my maal te maak. Ek sê, wat? Hy sê, my vrou hou nie op koop nie. Sy sê, voer die duurste Italiaanse teels in, sy bou haar kombuis. Hou hom vir 2 maande. Dan sê sy, nee, ek hou nie hiervan nie. Ons kap alles uit en ons kry nou iets van Portugal af. En haar kombuis is miljoene. Maar sê ek weet nie, wat spandeer jy jou tyd op om daai leemtes vol te maak nie. Net soos die aarde woes en leeg was en duisternis op die wêreld vloed. Miskien beleef jy duisternis vanaand, maar ek wil vir jou een ding sê, die Gees van die Here sê, laat daar lig wees. En daar was lig. Die Gees van die Here is besig as te ware vanaand so oor jou te wapper. Sê saam met my, wapper. Sweef soos 'n arendwind, sy liefde dra jou. Dis mooi, né, seun? Sy lig is as te ware hy wapper oor jou. En al wat hy wag vir jou is om te sê, laat daar lig wees. Hy het gewag om iets nuuts te doen. Die Heilige Gees wag vanaand om iets nuuts te doen binne in jou lewe. Uit jou chaos uit die kosmos bring hy liefde voort. Uit chaos, uit wanorde skep hy orde. Miskien is daar wanorde in jou lewe vanaand, en ek wil vir jou sê, die Gees van die Here wil vanaand orde bring in jou lewe, uit jou verwarring, harmonie. Die Here wil vanaand uit jou misvorming, skoonheid te laat ontstaan. Sê saam my, skoonheid. Miskien is jy vasgevang in een of ander beeldmateriaal op internet. Dis skokkend om te sien. Mense kom sien my, dan is dit laerskoolkinders wat vasgevang is in pornografie. Laerskoolkinders. Ja, dis seker die seentjies. Nee, dis dogtertjies. So moenie voorwaardig wees, ja, dis seker maar net weer die seuns nie. Dis altyd die seuns. Nee, dis die dogtertjies ook.
Maar wat ek vir jou vanaand wil sê, om uit die ou iets nuuts te laat kom. Die ou, sê saam met die oud. Die oud moet uit. Ek sê altyd, haal die kind uit jou uit, laat die volwassene inkom, maar hou die ou man uit. Broers en susters, ek wil vir jou vanaand sê, hoe ouder jy word, as 'n ou man wat op jou deur klop, en hy's 'n mounerige oom. Hou hom uit. Nou sê jy, ja, luister jy lief, jy luister jy, sê ja, maar die ou vrou moet ook uit. Die Heilige Gees bring altyd iets nuuts tevore. Sê sy my altyd. Hy bring altyd iets nuuts. He's never the same. En vanaand sê ek vir jou, die Here gaan vanaand iets nuuts in jou lewe laat gebeur, 'n nuwe gesindheid. 'n Paar van julle se gesindhede stink. Weet jy jou kerkgesiggie aan? Maar ek weet wanneer jy by die huis kom, hardloop jou hond vir jou weg. Die Here gaan vanaand nuwe begeertes in jou losmaak. Nuwe begeertes om te dien. Milan kom na my toe en sê, papa, ek soek 'n Bybel. Ek sluk om my tong in. Ek sê, seun, wat 'n Bybel? Jy het mos 'n Bybel. Hy sê, nee pa, ek lees die Afrikaanse Bybel nie. Geef my Engelse Bybel. Die Here praat met my in Engels. Dis nou die einste ou wat gesê het, ek praat in die taal van die anti-kris nie. Die Here het 'n wonderlike werk gedoen, kom ons gee die Here 'n klap op daarvoor. Hy gee nuwe begeertes. Koop vir hom toe die Bybel. Hy sê vir my, wat is 'n Bybel? Ek gebruik, ek sê, hierdie is wat 'n Bybel. Hy sê, papa, ek wil ook graag een hê. En ek wil asseblief een met 'n groot print hê. Ek sê, reg so, gee hom vir jou. Ek dink eventueel, nee, hy lees hom nie meer nie. Miskien sit jy vanaand daar en sê, Steven, wat se Bybel moet ek lees? Ek gee nie om nie, enige Bybel, solank jy hom net lees. Die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Maar wat ek vir jou vanaand wil sê, daar was 'n nuwe begeerte wat plaasvind in hierdie man. Hierdie man kan nie wakker word in die oggend nie, vra my. Hy het 'n alarm op sy foon, dis shocking. Jy moet dit sien, Pieter Nel, jy moet dit sien. Wanneer sy alarm afgaan, dan klink dit dat Amerika Suid-Afrika aanval. Vergeet die arme Irane. Jy moet hoor hoe klink dit in my huis. Hierdie gaan. Dan is dit nie net sit hom af nie. Hy moet hom skud 50 keer. Tik 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 tik. En dan is daar second quest. Dan is daar 'n memory game op. Want hierdie ou word wakker. Ek's wakker en dan gaan hy. Hy sit regop in sy bed. Dan sê ek, môre Milan. Milan, goeiemôre. Milan! Ek's wakker. Maar daai ou, wat nie kan wakker word in die oggend nie, het 'n nuwe begeerte gekry om wakker te word. Dan spandeer hierdie man tyd met die Here. Hoe weet ek dit? Ek kan hoor hoe hy bid. Hy gee vir jou vars aanbidding. Hy gee vir jou nuwe liedere. 'n Nuwe lied kom op in jou binneste. Die Heilige Gees het vaardig geraak op 'n spesifieke mens, op spesifieke tye vir 'n spesifieke take. Hy het gekom vir jou. Die Heilige Gees wil jou kom toerus vanaand. Hy wil sy krag op jou plaas. En ek vir jou een ding vra asseblief, blus die Gees nie uit nie. Moenie nou dat jou tradisionele denke jou weerhou nie. Moenie nou toelaat dat jy die manier jy dinge voorheen gedoen het, dat jy sê, dit is so gemaak is, dit is so gelaat staan is. Ek wil vir jou sê, daar is 'n ver beter lewe, wanneer jy jou lewe oorgee aan die Gees van die Here. Wanneer jy sondig te jou hemelse Vader, sal jy vergewe word. Wanneer jy sondig deur die Here Jesus, sal jy en as jy sondig teen die Heilige Gees, sal jy sê weer? Nee. Jy sal nie vergewe word nie. Maar weet jy wat ons doen? Ons is, dankie. I don't want to hurt you no more, Holy Spirit. I need you in my life.
Die Heilige Gees het vaardig geraak op Besaleel. Weet jy wat die Bybel sê in Exodus 31? Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom gevul met die Heilige Gees van God, met wysheid en verstand, en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, en kunstige planne uit te dink. Die Here plaas jou in kreatiewe plekke. Hier's vrouens, dames, mans hier wat kreatief is. Die Here het dit geplaas op jou. Miskien moet jy jou gawes na hierdie gemeente toe bring, voor die ouderlinge se voete neerlê en sê, hier is my gawe. Waar kan ek dien? Waar kan ek deel raak? Miskien is jy iemand wat die vermoë het om iemand welkom te laat voel. Miskien het jy hierdie vermoë wat jy dit lief om mense to host people. Miskien moet jy daai gawe na die voete van die apostels bring van hierdie gemeente en sê, Pieter Nel en Eloise, dis my gift. Kan ek dit doen? Wat is jou gawe? Die Heilige Gees het vaardig geraak op Gideon. Gideon, nou patetiese ou mannetjie. O nee, Here, ek's bang. Ek kan dit nie doen nie. Maar Gideon het homself beklee. En wat gebeur het? Die Here het hom 'n magtige leier gemaak. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. En wat hy het gedoen, het opgestaan en het gedoen. Sê saam met my, gedoen. Nee, Here, stuur vir tannie Sarah wat langs my sit. Nee, my liewe vriende, jy het nodig om te weet, dat as jy voel vanaand, ek weet nie hoe nie, die Gees van die Here is op jou. Sê saam met my, die Gees van die Here is op my. Nou sê dit as wie dit glo. Sê saam met my, die Gees van die Here is op my. Hy wil graag hê saam staan op saam met my. Kyk na die ou lansie, jy sê vir hom, weet jy wat, die Gees van die Here is op my ook. Sê dit weer. Sê dit weer. Skreeu dit uit, die Gees van die Here is op my. Kom ons gee die Here 'n klapoffer. Woe! Ek is 'n introvert, julle. Maar wanneer die Gees van die Here op my kom, dan word ek 'n ekstrovert. Jy kan my seun vra hoe stil is ek. Ek is 'n stil ouetjie. Nou, seun. Sê saam met my, ek is geroep tot leierskap. Nou laat dit vir jou les wees. Kyk na die ou laat jy sê, heerlike, jy lyk vir my mooier as gisterand. Dan is jy welkom om te sit. Die Heilige Gees het vaardig geraak op Samson. Jy is welkom om te sit. Op Samson, sê saam by Samson. Om bevry te word. Vir jou daai oomblik, toe hy vasgevang is, met tange. Ketangs en toue. Wie was sê die Bybel? Wie hou van licorice stringe? Ek eet op soos 'n rusweg. Okay, boggingkie, dankie. Sê ek vir Amin, het jy nou so waar die hele pak alleen opgeëet? Dis ek het nog eers een gehad het. Koek. Dis ek sê ekkie, dit swart so onder tande. Sê ekkie. Maar weer hoe het so gevat en so getrek. Nee dan. Ek ruik dit nou so. Milan, hierna gaan ons lekker iets ons kry. Okay, seun. Kom ek sê vir jou so, paar van julle voel so vasgevang. Jy kry prentjies van kaal mense. En jy weet nie om los te kom nie. Jy het die Heilige Gees nodig om los te kom. Tussen my en jou. Weet wat is die slegste ding van hierdie hele ding wat ons noem pornografie? Jong mense, hoor wat ek vir jou vandag sê, is so verby hulle kieks nou al, dat hulle nie meer kieks nie.
Hulle is getroud op 24, dan moet hulle Viagra gebruik om terug te kom, sodat hulle seksueel weer aan die gang kan kom. Want niks meer prikkel hulle nie. Man, pornografie is goed vir jou. Dit help jou. Ja, dit help jou van die walf tot die sloot. Is jy met my? O ja, ons gebruik dit ons huwelik. Mense doen dit. En as er nog ouens wat proud dit is. Ek sit saam met my vrou, ek sê, ek kan nie glo mense is 'n koppie so rasie. Jy het die Heilige Gees nodig. Sê saam met die Heilige Gees. Maak so asseblief. Sê saam my biddings. Dit wat my vashou. Dit wat maak wat ek nie kan lewe nie. Dit wat my skuldig laat voel. Hierdie aanklag. Kom los. Die Heilige Gees het vaardig geraak op Jesaja om te profeteer. Jesaja, die Gees van die Here is op my. Sê saam met die Gees van die Here is op my. En die Here het hom gebruik om profeties te wees in lewens. En die Here wil jou ook gebruik om profeties te wees. Die Heilige Gees was 'n belofte van die Vader, julle. Is nie een of ander pastoor wat 'n brainwave gekry het nie. Dit is die Gees van die lewendige God. In Handelinge 1 vers 4 sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte. Dis 2000 jaar gelede. O broer, jy weet mos. Dis daardie jare. Nee, dis vir jou vandag. Die Here wil jou vul. Sê saam met my. Elke swak gedagte wat my weerhou het van die waarheid. Skoort. Ek gee nou my ouderdom weg. Toe die TV net uitgekom het, toe was Haasdas daar. Goeienaand. Was meisies, skort. Maar vandag noem ons dit harassment. Is dit nie waar nie? Vryheid van spraak. So die vyand kom deponeer 'n klomp nonsens in jou. Nou glo jy dit, want dit is vryheid van spraak. En die beste van alles is, 80% van julle is meer bekommerd wat die opinie van sosiale media oor jou sê, as wat die woord van God oor jou lewe sê. En vanaand wil ek vir jou so sê, die Gees van die Here is daar om jou krag te gee. Sê saam my krag. Krag, wonderbare krag. Krag om die vyand onder sy te skop en te sê, daar gaan jy broer. Sê saam met my, daar gaan jy. En hier kom ek. Saddle up your horses, I got a drill to run. Lukas 24 sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader. Dis 'n belofte, nie 'n geskenk nie. O ja, sekere geskenke is net vir sekere mense, maar nie vir my nie. Nee, dis vir almal. Sê saam met my vir almal. Ek het gaan studie doen oor die woord almal en tot 'n konklusie gekom. Almal beteken dit sluit jou in. Wie is die Heilige Gees? Julle, die Heilige Gees is die verligter van jou gemoed. Sê saam met die verligter van my gemoed. Ja, Jesaja 61, die 53 vertaling, wat jou dominee nou nie baie van hou nie. Om vir die trerendes in Sion te beskik, aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid. Sien, baie van ons is so traag. Ons gemoed is nie lekker nie. Ons wil 'n bietjie pap. My liewe vriend, jy het die Heilige Gees nodig. Jy het 'n bietjie vreugdeolie in jou lewe nodig. Sê saam met my vreugdeolie. Sê saam met my ha ha ha. In die oggend dan moet jy nie wakker word en sê, o Here, vandag is 'n verskriklike dag nie. Weet jy, word ek wakker elke oggend. Goeiemôre duiwel, ek is wakker.
Daar kom het suster na en ek het dit gesê, weet wat sê hulle vir my? Mens praat nie so van die duiwel nie. Onthou, hy is magtig, pastoor. Tannie, nou offense, maar jou koek. Die vyand is 'n absolute niks nie. Sê saam met my, is 'n niks. Wanneer die gees van die Here vaardig raak op jou, verander alles. Hef jou hande saam met my op. Sê saam met my, vreugdeolie vir my. Sy asem blaas hy oor jou, 'n gewer van ware lewe. Ware lewe, my vriende. Die Here wil ware lewe oor jou gee. Hy sit sy vuur op jou, vuur wat jou aandrywe. Sê so 'n aandrywe. Hy sit daai lood in jou potlood. En die krag van die Heilige Gees hoef jy nie te bekommer oor brandstofpryse wat op en af is nie. Daai vuur is permanent. Jy het nodig om te weet dat die Heilige Gees is belangrik, want hy is soos 'n duif, sê die skrifte. Nabye God, die een wat op jou wil rus. Die nabye God, sê saam met die nabye God. Weet julle dat die Bybel sê, dat die oë van die Here deurloop die hele adem, diegene kragtig te steun wie se hart verdeel ongerig is? Weet julle dat die skrifte sê, God sluimer en slaap nie? Hy is heeltyd wakker. Het jy ooit gedink, dat hy wil rus? Het jy ooit gedink, hy wil kom rus? Steven, wat bedoel jy wil rus? Hy gaan nie rus nie, hy slaap nie. Hy wil op jou kom rus. Soos 'n duif. I call it practicing the presence. Ek sê, Heilige Gees, kom rus op my. Sodat waar ook al ek loop, en waar ook al my skade weer val hy. Dis dan so, dat wanneer jy rondstap, dan val individue onder die krag van die Heilige Gees, of mense word gesond in jou teenwoordigheid. Hierdie wonderlike Heilige Gees wil op jou kom rus. Hy is die wind vir jou seile. Span die seile, jy is myne. Waar die son opkom, nou die horison. My liewe vriende, maak jou hande oop. So laat die wind waai. Waai my, o Gees van God, waar U my wil hê. As jy begin sensitief raak in die geeswinde van die Here, dan begin hy jou te waai. Hy waai jou. Hy waai my nou die dag na 'n blommewinkel toe. Toe by die blommewinkel is, so dink ek, okay, ek gaan nou vir my vrou blomme koop. En toe ek by die blommewinkel staan, ek staan by die blomme, toe stap 'n vrou hier voor my in. Toe gee die Here vir my woord vir haar. Toe sê ek, dame, ek ken jou nie, maar wat ek vir jou sê, ek sien jou familie val uit mekaar uit, en jy is konstant op jou knieë, en jy het vanoggend gedink, en jy het vanoggend gesê, Here, beantwoord U my gebed. Hoekom beantwoord U my nie? Daai vrou val op die grond, Piet en Nel. Sy val in haar grond. Dis die eerste keer wat ek 'n vrou sien, wat nie worry hoe sy lyk, waar sy kniel, waar sy val nie. Milan, ek beloof jou, op die grond, sy val plat op die grond, en sy gryp my voete, en sy sê vir my, wie is jy? Ek sê, vrou, staan op. Ek is hier om vir jou te sê, die Here gaan jou kinders aanraak. My vraag is vanaand, waar waai die Here jou heen? Water, hy gee vir jou lewensdoel. Sê so my lewensdoel. Dit is belangrik, die Heilige Gees het aksies julle. Hy troos jou. Weet wat, ek kan nie gaan sonder die Heilige Gees nie, en ek moet en ek gaan dit vir jou so sê. Ek het 'n afwesige ma gehad. Regtig, ek het 'n afwesige ma gehad. Ek het 'n afwesige ma gehad, maar ja, sy het my 'n bietjie baie gemanipuleer en waar. Maar dis iets anderste. Maar ek het nooit 'n verhouding met haar gehad nie, tot vandag toe nog.
Weet jy die dag toe ek die gees van die Here in my lewe ingenooi het en ek sê, Here, wie is die koning van my lewe? Toe ek het vir my ma sê, toe sê sy, jou God het jou van my weggevat. Van niks vir jou te doen nie. Ek dien die Here 35 jaar. Weet wat is die tragiese ding? Balans nog gou op asseblief. Kyk net op al die mense. Wat dink jy van hierdie man? Dink jy hy is 'n nice ou of nie? Hoeveel keer het sy ouma hom gesien? Nie is 5 keer na julle lewe nie. Dankie. Sy bly in Pretoria. So is dit altyd maklik wanneer jy ja sê vir die Here nie. So ek weet baie van julle sê ja, dan is dit nou maklik. My besigheid gaan floreer, alles gaan goed gaan. My familie gaan goed gaan, alles gaan goed gaan. Ek wil vir jou so sê, inteendeel, dis nie wat dit noodwendig gaan wees nie. So vanaand wil ek vir jou sê, as jy wil hê dat die gees van die Here jou moet aanraak, moet jy weet asseblief, dit beteken nie it's a ticket to freedom nie. It's not a ticket so that you can have an extravagant life. Dis nie 'n ticket wat jy kan sê, okay, goed, nou gaan ek gebless wees nie. Blessed by heaven's best. Maar ek wil vir jou so sê, it has been more than worth it. Almal het my verwerp. Man, dominees het my verwerp. Pastore het my verwerp. Groot kop het my verwerp. Ek het altyd heel voor gesit. Ek het geglo, weet jy, is in die spitting zone. Ek wil altyd die woord heel eers hoor. En eendag as ek hier so besig met die Here, toe sê hy vir my, Steven, ek sien nie jou in bediening nie. Dis nou na ek by julle familie verloor het, want ek gaan bediening toe. Hy sê vir my, ek sien jou nie in bediening nie, jy moet gaan werk. Ek wil jou sê, weet in daai jare was dominees en pastore was soos jy is gelyk aan Jesus Christus. As jou dominee iets vir jou sê, dan is dit net soos die Here Jesus het gesê. En ek breek in 1000 stukke. En ek gaan huis toe. En ek huil my oë uit. Ek het my kussing sopnat gechunk. Ek lê so en ek huil. En ek voel skielik, something is different in this very room. En ek beleef hoe die Here by my sit. Hy sê vir my, wat's wat? Ek sê, Here, daai pastoor sê, ek moet liewes gaan werk. Hy sê, weet jy geroep? Ek sê, Here, ek het nie myself geroep nie. U het my geroep. Hy sê, is reg. Ek het jou geroep. Toe sê ek, Here, sal jy asseblief daai ou uitsorteer? Geef hom gas, of ek gaan hom gas gee. Toe sê die Here vir my, I want you to face your battles, but I don't want you to fight your battles. I'll fight them for you. Daai Sondag is ek in die diens, Pastoor Johan Stein. Johan Stein. Pastoor Johan Stein, hy het so 'n manier gehad. Dit was hy. Hy het gesê, maar hy weet ook, ek het al lank al vir hom gesê, hy was by my awakening gewees, by the way. Weet jy wat? Met 500 mense wat die ding bygewoon het, sit hy heel voor. Toe vertel ek die storie, so ek wil net vir julle sê van hierdie ou. Ek het hom teruggekry. Ek het die mic gehad. En hy is hier besig en hy sê, Steven, staan op. Toe dink ek vir myself, van een oomblik van heiligheid, die volgende oomblik, vrug van die gees na groente toe. Dink ek vir myself, pastoor, jy moet vandag iets verkeerd sê. Ek gaan vir jou hart slat. Amen. Is jy met my? Het julle al so vreeslik gevoel, waar jy dink het, Here, ek is besig om my saligheid te verloor. En dis hoe ek gevoel het op daai oomblik. Ek het gevoel, it is now over. Ek gaan nou baie ontsteld raak. Baie ontsteld. Is jy met my? Julle daar profeteer, daai ou 20 minute in sy diens en hy profeteer my van die bediening uit tot in die bediening in. Hoekom? Because I did not call myself. God called me. The very same with you.
God called you to be on this very seat to hear the words of the Lord. Want die Here wil jou toerus met krag en met vermoë en met insig en met gawes sodat jy hierdie wêreld kan verander. Want die ANC gaan dit nie doen nie. Geen politieke party gaan dit doen nie. Nie is die NP nie. Hy praat met jou. Hy getuig deur jou. Hy leer jou. Hy doen voorboding deur jou. Hoekom het jy die Heilige Gees nodig? Ag, heerlik, die begin ons alweer. Want hy help jou om te bid. Jou beautiful mens. Kenneth Hagin het al gesê, bless your darling heart and your stupid mind. Hy trek jou nader aan God se begeertes. Dis hoekom jy nodig het. Hy verander 'n mens van binne af. Hy maak jou nuut anders as voorheen. Hy bring lewe waar daar dood was. Hy help mense om soos Jesus te leef. Hy gee innerlike vrede en vreugde. Hy help ons om te kies en nie verkeerd te kies nie. Hy help jou, hy vervul jou met 'n nuwe mens, met krag en met liefde. Die Heilige Gees verander jou hart en hy klip en hy gee vir jou 'n sagte vleeshart. Die Heilige Gees maak jou heilig en stel jou in staat om volgens God se wil te leef. Die Heilige Gees verlig jou verstand om die woord te verstaan. Hy bring vrug voort, liefde en blydskap en vrede. Die Heilige Gees, my beste vriend ooit, because I've been many times in my life, I've been alone. Ek wil ook 'n leier wees. Wees stadig om dinge te wens. Want ek wil vir jou een ding sê, en wat ek weet. Hierdie twee mense wat hier voor sit, kan vanaand staan, en ek kan een ding vir julle sê wat julle nie weet nie. Die pad wat hulle stap is 'n eensame pad. And what you do not understand, ministry is actually a family destroyer. Hoe ek wil bediening toe. Hoe ek wil huis toe gaan, na mama toe, waar ek wil gaan bedien. Ag, liewe genade vriend, wees versigtig wat jy verwens. Maar wat ek wel vir jou gaan sê, is wanneer die Here jou roep, wil ek jou vra, asseblief luister, want dit is nog elke keer die moeite werd. Hy bemagtig jou om 'n getuie te wees vir Jesus Christus. Die Heilige Gees maak mense sagter om meer te vergewe en geduldig te wees. Ons geduld is net so cool. Die Heilige Gees is daar om, hy maak dat jy 'n nuwe vlam van hoop en doel kan hê in jou lewe. Hy help jou om anders te dink, hy help jou om wysheid te hê, om begrip te hê en insig. Paar van julle mammas, asseblief, as jou kind in die moeilikheid is, asseblief moenie vir 'n beskrif stuur nie. Don't be stupid. Sit saam met jou kind. Hoor hom uit. Ons almal is fixers, maar moet jou kind fix nie. Luister net na hom. Maar wat ek jou kan wel sê, just point him to Christ. Seun, vertrou die Here. Pa, ek weet nie hoe nie. Moenie worry nie, seun. Vertrou die Here. Die Here sal kom. Vandag weet daai kind, die Here is sy bron. Mense is instrumente, maar die Here is sy bron. Vandag wil ek vir jou sê, terwyl ek afsluit, die Here wil jou vul. Miskien wil jy nodig om te weet, wat is die kenmerke? Hoe weet ek is gevul met hierdie wonderlike Heilige Gees? Jy gaan 'n behoefte hê om vir iemand te vertel van hom. Jy gaan 'n diepe bewustheid hê oor sy teenwoordigheid. Iets gaan gebeur in jou binneste. Jy gaan begin begeer om ook in die gawes te vloei. Jy gaan sigbaar groei. Mense gaan na jou kyk en sê, jy lyk anderste. Hier's mense hier wat 'n innerlike transformasie gaan hê. Jy gaan verander. Jy gaan 'n hemelse taal ontvang. 'n Hemelse taal. Sê saam my, 'n hemelse taal. Dit is 'n hemelse taal, dit is 'n goddelike taal. Dit is nie iets wat ek en jy kan opmaak nie. Sê saam my, 'n goddelike taal. Ek wil vir een ding sê, God praat nie Afrikaans nie, hy praat ook nie Engels nie. Ek is so jammer en ek regtig om jy regtig vir al die tannies wat nou hulle Hebreëse Bybels nou gekoop het, ekskuus, God praat ook nie Hebreëus nie. Okay. God praat in tale.
Sê so met my tale. Tale. Ek wil sy leer, ek wil sy taal leer praat. En wanneer ek in 'n taal praat, dan is my verstand onvrugbaar. Maar my gees spreek verborgenhede na die Here toe. En wanneer ek bid in my taal, dan stig ek my gees, ek stig myself in die Here. Vir ander is dit 'n teken van, wow, this is something very cool. Maar eintlik as ek nou in 'n taal praat, gaan julle niks verstaan nie. Is soos ek nou begin Sweeds praat met julle. Jag talar svenska med dig, då ska du inte förstå vad jag säger. Wat sê die man? Ek het gesê, as ek met jou gaan Sweeds praat, dan gaan jy nie woord verstaan wat ek sê nie. So daarom is dit beter om die uitleg te hê. Uitleg beteken die interpretasie. Wat interpreteer jy? Le baba stondo steke la bakita sotoko. Remende besto kusika celebremende besta sotokusta sibika. Baie keer in my lewe, dan weet ek nie waarom te bid, ek weet nie waarom te sê nie. Dan bid ek net in my geestel. Remende besta kusotokusti kita salabrabade kibide bekete. Lemende bebe besto kotolo bolobondi kita sisibikete. Lebremende bekita sosobuste ketebe. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. That is all I long to do, to give you praise, for you are my righteousness. Etre mastiela, kite belandu, sheta kandie. Lobondi bastike, ye mandu stike lava, ripestondu stiki pate lara. Romondisti. My child, I desire you to know me more. It longs, there is a longing in my heart to know you more, to understand and to be with you and give you wisdom, my child. I am here I am. In 'n geval wees by die Heilige Gees. Dis maklik. Dis nie gekompliseerd nie. Dis nie vreemd nie. Dis
natuurlik. Dis niks om voor te vrees nie. Dit is 'n geskenk. Jesus is die doper met die Heilige Gees. Hy is die Geer. Dit is 'n geloofaksie. Al wat jy genodig om te doen, is om te sê, vul my Here. Raak my aan. Die Bybel sê, elkeen wat die woord gehoor het, is gevul. Vanaand wil ek vir jou sê, die Here wil jou vul. Die Here wil jou vul met sy Gees. As jy sê, Steven, ek wil gevul wees met die Heilige Gees. Verskillende dinge gaan gebeur. Vir sekere mense voel 'n warmte op hulle. Sekere mense beleef sagtheid in hulle harte, dat hulle verlig voel. Ander beleef, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel net, ek wil nou huil. Daar's niks rede om te huil, maar ek voel net, dit is so mooi. Wie al advertensie gekry, dan begin jy te huil, dink jy, dit is mooi. Wie al gesing in die kerk, dan voel jy net, jy voel nou bewoe, jy voel teer terwyl jy die aanbiddingslied sing, dan aksie begin jy te huil, dan voel jy nou jy trane af, dan dink, ek hoop nou nie iemand dink, daar is fout met my nie. Daar is niks fout met iemand wat huil nie, moet asseblief nie mense steur, wanneer hulle huil tydens aanbidding nie. Moet asseblief nie jou hand op iemand plaas, en hulle het 'n oomblik met die Here, en inteendeel, hulle wil die vingerafdruk van Christus op hulle lewens hê, nie jou nie. So haal jou vingers af, asseblief. Hulle behoort aan jou nie. Hulle behoort, maar ek wil maar nie omgee. Moenie nou omgee nie, jy kan later omgee. Okay. Jou omgee, blok hulle. Die feit dat jy jou hand op hulle plaas, stop jy die gees vloei. Moenie jou hand op iemand plaas nie. Want seker individue wat 'n ontmoeting het met die Here, gaan jy jou hand op hulle plaas. En weet wat gaan gebeur? Dan gaan jy omslaan. Dan gaan jy val. En dan is daar niemand om jou te vang nie. Is julle met my? Maar ek weet hier is individue vanaand wat sê, Steven, ek wil gevul wees met die Heilige Gees. Daai musiek in julle harte speel vir my asseblief. As jy sê, Steven, ek is hier vanaand, ek soek die vervulling van die Gees. Ons gaan ons hand op jou plaas. Paar van julle gaan 'n nuwe taal ontvang. 'n Nuwe taal. En hoor my hart. Paar van julle het dieselfde taal nou die laaste 10 jaar. Vertrou die Here vanaand vir 'n nuwe taal. Niks persoonliks, nie om grappies te maak. Jy het 'n mooi hart, daar's niks uit met jou hart nie. Maar ek het nodig om te weet dat jy 'n nuwe taal kry. Daar's iets nuuts. Something new. Sê something new. Paar van julle is al reeds gedoop met die Heilige Gees, maar paar van julle het gepraat soveel jaar gelede, nou dink jy, okay, goed, ek het dit nou gedoen, reg nou. Ek was die volgende netjie. Okay, huwelikskursus. Weet jy, ek wil vir jou sê, die Heilige Gees is nie net 'n tik op jou Bybelblokkie nie. It is an absolute must. As jy erns bedoel met die Here, hierdie sagte teenwoordigheid, die saggies opstaan. Kom ons respekteer dit wat nou gebeur. Dan kom jy vir my vorentoe. Dis die eerste aand wat ek iemand uitnooi om vorentoe te kom. Ek gaan net so maak. Die Bybel sê jy sal hande op die siekes plaas en dit sal genees. Selfde manier. The impartation. Sê sommer impartation. Dis 'n imparting in die tydens. Jy gaan vra dat die leierskap saam met my stap. En ek gaan vra Pieter-Nel en Eloise, al die leiers, almal wat saam gebid het net, julle is leiers, julle kom saam. En dan gaan julle nie mense omstoot nie druk nie. Sê met my. Niemand stoot niemand nergens. Niemand druk niemand nie. Okay. Kan ek jou 'n drukkie gee? Nee.
jou heilige swinkie gee? Nee. Ek was nou dag in 'n gemeente so ou oomie. Ek voel die Here sê ek wil jou die heilige kus gee. Ek gaan in 'n kus lê, ja. Wat sê jy? Dat die ooms my nie so nie. Laat Heer U Gees, my God. Sal hy musiek harder asseblief? Sama, and I need that music to be louder. It needs to sound like heaven. Don't worry, put it loud. That's it. Heilige Gees, lei my. Heilige Gees, Heilige Gees, kom raak my aan, o Heer. Raak my aan, vul my nou met die Heilige Gees, o Heer. As jy begeet het dat die Here jou aanraak, kom vorentoe. Al voel jy niks nie, dan moet jy juis vorentoe. En jy wat voel die Gees van die Here raak jou aan, kom vorentoe. Nou is die tyd. Moenie vanaand misloop nie. Want jy gaan huis toe gaan vanaand en jouself dink, hoekom het ek nie uitgegaan nie? Ek wil nie hom so voel nie, kom uit asseblief. Kom uit. En ek wil graag hê dat die bedieningsspanne my help, dat mense naby die trappie staan, nie bo op die trappie nie, maar die voete teen die trappie asseblief, sodat wanneer ek verby hulle stap, sodat ons net almal kan inpas. En ek wil hê, terwyl die musiek speel, as jy wil hê dat die Here jou vul met die Gees, as jy wil hê die Here met jou doop met die Heilige Gees, kom vorentoe. As jy net taal ontvang het nie, kom vorentoe. Jy gaan nie vanaand huis toe vir jy nie praat in jou hemelse taal nie. Ek sal hier bly tot 1 uur môreoggend, dis fyn. Ek sal die sleutels vat, ek sal sluit en sal die poshokkie sit. Ons wag vir jou. Kom. Heilige Gees. Kom ons Skepper Gees, lewendmakende Gees. Ken jy hom? Speel enigiets, net wat jy wil. En dan soek ek 'n paar mense wat net saam met my te staan asseblief. En wanneer ek beweeg saam met mense, dan gaan ek my hand op mense plaas en ek dink dit sal net veilig wees dat iemand net saam met my stap. Is dit reg so? Wanneer kan ek julle vra dat saam met my stap? En dat julle net en wees nie sensitief vir mense wat daar staan, nie hulle rondstoot en sê, "Ekskuus tog, ek wil my verbykom nie, pastoor soek my nie." Almal is hier so sag en teer. Die Gees van die Here is op jou, meneer. Raak hom aan, Here. Daar sê. Saggies, Heer. Raak hom aan, Here. Daar sê. Vul hom, Here. Salwing van die oor sy knie. Vul hom, Here. Vul hom. Heilige Gees, raak hom. Raak hom aan, Here. Jesus. Het is goed om jou te sien. Staan hier op. Steek op jou hand. Sê saam met my Heilige Gees. Heilige Gees, Raak my aan. raak my. Jesus. Nou vra jy die vraag, Steven, hoekom gebeur dit? Hoekom val hy om?
En ek wil vir jou een ding sê, dat wanneer jy jou vinger in 'n kragprop indruk, dan gaan jy jou moeilik ook sit. En partymal het die Here nodig om jou te skok, dat jy in sy operasietafel lê. Sodat wanneer jy op die grond lê, moenie net dadelik dan opstaan en sê, okay, dankie, ek het nog klaar geval nie. Maar bly onder hierdie theatertafel en laat toe dat die Here met sy hande jou aanraak. Agter Eloise asseblief. Eloise, steek op jou hande, want die krag van die Here is op jou. Vul haar, Here, nuwe kreatiewe idees, leierskap, insig, administratiewe vermoëns. Oh, you have not even touched that which I am about to reveal over your life. Fill her, Lord. Fill her, Lord. Fill her, Lord, with your power. Some of you, Jesus is in the back seat. Some of you, Jesus is with you on the front seat, but he's not driving. You need to give the Lord Jesus your steer. And then you need to stop back seat driving. Wanneer die Here vir jou sê, gaan links hierso en vergewe die een, dan gaan jy nee, gaan nie hierdie pad nie. He says, turn right, you need to be generous. Nee, ek gaan nou nie doen dit nie. Let's place Jesus first. Everybody here in front, lift your hands. Lift your hands. That's it. Follow.